En Sarai sê vir Abram, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee. En nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. So sy die madam geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. Nee, sê die Here nie. H-E-R als hoofletters. Hoekom als hoofletters? Want in die antieke Hebreëus, wanneer jy die naam Jahwe skryf, I-A-H, V-A-H, J, Alef, Hy, Vaf, Alef, Hy, alles hoofletters. En dis ook om die naam. Elke keer wanneer jy die naam Here in hoofletters sien, dan is dit Vader se naam, Jahwe. Laat die Here, dis Jahwe, oordeel tussen my en jou. Nou maak sy asof dit die Vader se skuld is. Sy wil nie die blame vat nie. Vers 6, en Abraham antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand. Doen met haar soos wat dit goed is in jou oë. Toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar af weggegaan. En sy, dis Hagar, het van haar, Sarai af, weggegaan. Vers 7. En die engel, en ek gaan nie meer sê van die Here nie, van Jahwe, het haar, dit is Hagar, by 'n fontein in die woestyn gevind. By die fontein op pad na Sur, S-U-R. En gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Ek kyk na Hagar en ek sien dat sy het 'n gees van onderworpenheid. Want sy kon net gesê het, ek vlug van daai vrou af weg. Maar sy noem haar nog steeds haar meesteres, haar meerdere. Vers 9, toe sê die engel. Nou kyk na daai woord engel. Hoeveel keer in die Bybel vind jy die woord engel als in hoofletters? Net wanneer dit Jahwe, almagtig, se engel is. Een engel, spesifieke engel, wat hy stuur. Soos in die geval daar waar Jakob met Jahwe se engel geworstel het. Wie is die engel? Toe sê die engel, als hoofletters. Wie is die engel? Wat ek wil weer sê, as ek weer gaan sê dat dis Jahwe, dan gaan jy jou mors doodskrik. So kom ek los die vraag oop, en ek sê, gaan van die boek Hebreërs, die studies van die boek Hebreërs. Jy hoef nie die hele boek Hebreërs te doen, jy kan as jy wil. Maar ek praat nou met die nuwe mense, né? En vir die ou mense wat nou lus is om weer 'n bietjie hersiening te doen, van die boek Hebreërs, begin by die Hebreërs, hoofstuk 1, deel 1. En dan stap jy met hom deur. Jy hoef net die eerste hoofstuk te doen, waar die seun gegenereer is. En waar die seun, voordat hy die seun geword het, verwys was as 'n engel. Hier bevestig dit dat die engel, Jahwe se engel, wat hy gebruik het, as boodskapper, nie Michael nie, en nie Gabriel, sien jy een keer word verwys engel, die engel van Jahwe, die engel van die Here, in hoofletters nie. Hoofletters. En dis in jou 33 Bybel. Dis in jou 1611 King James. Daai engel is Jahwe. Jahwe voor hy die seun geword het. Want hy sê, daar in Hebreërs 1 vers 6, vers 7, aan wie van die ander engele het hy gesê, vandag gesê,
U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Gegenereer beteken verhoog, beslaan met 'n eretitel. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Daai oggend was daar nie, daai engel het nie 'n naam gehad van Jahvashua nie. Hy sê 'n verhewe naam bo elke ander naam. Hy sê maar vandag sal ek vir jou 'n vader wees. Ek sal vir jou 'n vader word. En jy sal vir my 'n seun word. Met ander woorde, hy was nie die vader van die engel Jahvashua nie, want die engele word nie genoem sy seuns nie. So wat sê hy? Wat sê hy? En toe, of kom ek sê dit anderste. Hy verwys na die engele partykeer van as sy seuns in spreekterme. Maar hy praat van die seun. Dan sê hy daar in Hebreërs 1 vers 7. Aan wie van die engele het hy gesê, U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Nou daai Here, of daai engel, als hoofletters, E-N-G-E-L, Jahvashua. Jahvashua se naam, altyd hoofletters. Kyk hoe gaan die woord net oop. Daar staan.